Goeiemôre. Hierdie berig kom uit 12 uur die middag. SA tyd op hierdie Saterdag, die 14de Maart. Ek is Morne Botha, die Amerikaanse korrespondent vir Koppel TV en 'n update op die Iran-oorlog. Nou, ek het so 'n paar dae terug rapporteer dat ons moet dophou dat die Kark-eiland 'n baie belangrike strategiese punt vir Iran. Ons moet die plek dophou. Amerika gaan eider die plek oorneem met soldate of hom bom. President Trump het besluit bom die plek. So op die oomblik het hy nog net militêre installasies op die eiland gebom, met die moontlikheid om die energie-installasies ook uit te haal. Daai is die bloodline van Iran se geld. Al hulle olie word van daar af uitgevoer. So as ons daai afsny of oorvat, dan het hulle amper nie meer 'n inkomste in die land met hulle olie nie. Dis wat nou op die oomblik in die gebeure is. Die ander ding ook is, hulle van daai eiland af is daar pyplyne wat na die weste toe gaan. Nie van die eiland nie, sorry. Die westelike gedeelte, United Arab Emirates en daai wat in die westelike gedeelte van hierdie Strait of Hormuz lê. Hulle het pype wat ingaan tot in die Rooi See aan die weste kant. En dit lyk my nou hulle gaan hulle olie reline daai kant toe om in die Rooi See olie in te pomp en shipping beter te maak sodat daar kan produkte rondskuif, veral olie en gas. Want hier op die oomblik is die Strait of Hormuz redelik toe. Daar's berigte dat Iran al begin myne lê het in die Strait of Hormuz wat eers moet skoon gemaak word voor verder skepe deurgaan, maar op die oomblik is die enigste skepe wat moontlik daar uitkom is van hulle eie wat hulle stuur China toe. Nou hierdie skepe gaan ook geonderskep word. Want dis sanksieskepe daai, so. Hierdie gaan nog groot ding draai daar in die Hormuz en spesifiek vir hierdie eiland. Dan ook Khomeini, Ayatollah se seun, wat nou al die derde ou in charge is na hom. Ayatollah is dood, na sy nuwe ou aangestel, hy is dood, en toe sy seun. Hy is nowhere to be found. Daar's 'n groot kans dat hy in 'n koma is, daar's 'n kans dat hy ernstig gewond is, moontlik ook dood is. Want hy het nou al 'n berig uitgestuur, sy eerste as leier van die land, op 'n papier met iemand anders wat dit gelees het, hy het dit nie self gemaak nie. So die oomblik is dit leierloos in chaos in Iran. Die revolusionêre magte wat nog daar staan, wat nog lewendig is en nog in beheer is van hulle eie wapenstelsels waar hulle wegkruip. Hulle skiet indiscriminate hulle missiele uit want hulle het nie kommunikasie van leierskap af nie, hulle weet nie wat aangaan nie. So hulle doen maar net pre-planned targets wat vir hulle gegee was lank terug al. En so kan ons sien, dis ook al hoe minder en minder en minder. En daar's nie beheer oor die land nie. Die ekonomie van die land gaan begin vou, nou juis omdat hulle nie meer hulle eie olie kan uitvoer nie. So, die onluste wat daar was in die begin van die jaar weens die swaar politieke, die swaar ekonomiese stand vir die populasie gaan net erger word. Intussen gaan daar grootskaalse strikes aan op Iran self, van Amerika en van Israel. En intussen is ons nog 'n update van my vorige berig, die KC-135 tanker wat geval het in Irak. Al 6 bemanningslede is oorlede, wat die getal nou bring op 13 totaal soldate wat Amerika verloor het in die oorlog sover. 13 soldate. En dis dit. So later vandag sal ek miskien later nog 'n berig maak, maar dis vir nou die 14de Maart. Ek is Morne Botha, Koppel TV, se korrespondent uit Amerika. Baie dankie.